Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 25ste Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig. Ons hoofopskrif vir vandag sê, Kaapstad lughawe brand, krag verskeie ure af. Nuushooftrekke vir vandag, geen drama, by vandag se begroting verwag nie. Kaapstad lughawe brand, krag verskeie ure af. Kreerrand vir 'n rekordbedrag opgevuil. Jaden Shaper slaan môre af op Stellenbosch se ope. Haie en bulle Saterdag in VRK stryd gewikkel. Corneel van Zyl gunsteling om Benetton Rugby Club af te rig. 'n Brand gister by die Kaapstad internasionale lughawe se hoofterminaal het erge vertragings tot gevolg gehad. Die brandalarms het kort na 11 uur in die lughawe gebou afgegaan. Die lughawe maatskappy van Suid-Afrika, AXA, het teen 13:37 gesê, die brand is geblus en alle passasiers, personeel en besoekers is ongedeerd. Lydens die verklaring het die internasionale vlugte weer begin vertrek, maar passasiers moet verwag dat daar weens vroeëre onderbreking, vertragings en skedule aanpassings kon gewees het. Volgens AXA het sowel binnelandse inkomste en vertrekke geringe verrigtinge ervaar. Ofensie DJ, AXA woordvoerder, het gistermiddag gesê, internasionale vlugte is die middag tydelik opgeskort en inkomende internasionale vlugte is herlei. Die onbeskikbaarheid van die bagasiestelsel het tot groot frustrasie onder reisigers gelei, wat aanvanklik moes hoor dat alle plaaslike vlugte uit Kaapstad is afgelas, net om later kennis te kry dat hulle wel kan vlieg, maar met hulle handbagasie alleenlik. AXA wou nie by 'n navraag beantwoord het oor waarheen die vlugte herlei is nie, maar volgens die webtuiste Flightradar is hulle na die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park herlei. Die internasionale vlugte wat gister sou vertrek het, was teen gistermiddag op skedule gewees. Hulle verklaring het AXA, passasiers, lugbedryfvennote en belanghebbendes bedank vir hulle geduld en hulle dank uitgespreek teenoor noodreaksiespanne vir hulle vinnig en professionele optrede. As Errol Konongwana, minister van Finansies, in sy begrotingsrede vandag hou, by wat die vennote en die regering van nasionale eenheid ooreengekom is, sal daar waarskynlik nie probleme of politieke drama met vanjaar se begroting ervaar word, soos verlede jaar nie. John Steenhuisen, DA-leier, sê ook konsultasies met RNE vennote het sedertdien verbeter, hoewel daar reeds ruimte vir verdere verbetering is. Politieke partye, onder wie die RNE vennote met wie die koerante tot dusver oor vanjaar se begroting gepraat het, was duidelik daaroor dat hulle geen belastingverhogings vanjaar wil sien nie. Die ANC, die grootste RNE vennoot, verwag op sy beurt dat die beskerming van maatskaplike bystand van alle grootste belang in vanjaar se begroting sal bly, met meer as 60% van gekonsoliseerde besteding wat gesondheids-, onderwys-, maatskaplike en indiensnemmingsprogramme sal ondersteun. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne het gister op die 4de herdenking van Rusland se inval president Vladimir Putin daarvan beskuldig dat hy probeer het om Oekraïne oor te neem en daarin misluk het om dit en ander oorlogsdoelwitte te kan bereik. Honderde duisende mense het gesterf sedert Rusland sy buurland op 24 Februarie 2022 ingeval het en dodelikste oorlog in Europa sedert die Tweede Wêreldoorlog ontketen het. Onderhandelinge tussen die twee lande wat verlede jaar weer deur Amerika begin is, het tot dusver nie einde aan hierdie gevegte gebring nie. Die Kremlin het gister gesê, Rusland het nog nie al die oorlogsdoelwitte in Oekraïne bereik nie en sal veg totdat dit wel gebeur. 'n Seldsame kreerrand is vir meer as R300.000 opgevuil. Die 2020 VE dui, een ons kreerrand, die mees seldsame kreerrand wat tot nou toe nog gemint is, het Sondag R314.000 op 'n veiling van die afslaers Basanies in Volwys, Johannesburg behaal. Daar word jaarliks goue kreerrande gemint wat mense as beleggings kan koop. Wat hierdie munt egter uniek maak, is dat dit gemint is in die jaar toe die COVID-19 pandemie uitgebreek het en as gevolg daarvan kon slegs 25 gemint word. Hierdie waardevermeerdering beklemtoon hoe goed die mark gereageer het op die munt en bevestig dat dit die meeste seldsame kreerrand is wat tot nou toe nog gemint is. Net 3 uit 10 leerlinge in graad 1 tot graad 3 se leesvermoëns voldoen aan die vereiste pyl en tot 'n kwart van graad 3 leerlinge in sekere taalgroepe kan nie 'n enkele woord lees nie. Die eerste 3 jaar van formele skoolopleiding is die kritieke venster waarin die oorgang van leer om te lees en lees om te leer moet plaasvind. As hierdie grondslag ontbreek, is die res van die kind se akademiese loopbaan in gedrang.
Sifuye Garube, minister van basiese onderwys, het in 'n toespraak op die beraad gesê, die navorsing bevestig dat internasionale en nasionale assesserings lankal toon. Meer as 27,000 leerlinge in 710 skole landwyd het aan hierdie opnames deelgeneem. Volgens die navorsing kan net 30% van leerlinge in graad 1 tot graad 3 op vereiste pyl lees wat van hulle verwag word, sodat 25% van Sepedi en Tsonga leerlinge in graad 3 kan boonop nie in enige tale 'n enkele woord lees nie. Sy sê die regering het onderneem om 10 miljard rand te bestee aan vroeë kinderontwikkelingssentrums oor die land heen en dit te ondersteun. Minstens 1 brandbestryder is beseer tydens brandspanne gistermiddag bond gestaan het om 'n brand te blus wat vroeër by Inzamoyetu in Houtbaai ontstaan het. Die brand is egter in bedwang gebring. Dit het versprei na plante groei agter huise teen die berg op Pensaweg. Bykomende hulpbronne is ook ontbied. Die brandbestrydingsspanne is verdeel tussen die brand by die huise en die hantering van die plante groei wat daar gebrand het. Teen gistermiddag laat was daar 10 brandweerwaans en 3 brandweertanks op hierdie toneel gewees. Met die koerante se aankoms op die toneel het inwoners in 'n haas huishoudelike items soos matrasse en yskaste uit die pad van die vlamme verwyder en tasse vol klere gedra. Dit is nog onbekend presies hoeveel wonings deur die brand geraak is. Die oorsaak van die brand is ook nog onbekend. Nog 'n senior lid van die Nelson Mandela Bay, die NMB Metro, se verkeerde lisensieringsdepartement is geskort, hangende interne ondersoek na beweerde wangedrag. Erik Tiso, adjunkdirekteur van verkeerde lisensiering, is op 9 Februarie geskort. Tiso word beleid om die Veiligheid en Sekuriteitsdirektoraat te besoek met enige kollegas in kontak te kom tydens sy skorsing. Sy skorsing is 'n voorsorgmaatreël en nie 'n skuldigbevinding nie en is bedoel om die ondersoek sonder inmenging te laat voorgaan in ooreenstemming met arbeidsregulasies en goeie bestuur. Toepaslike tussentydse bestuursreëlings is geïmplementeer om die kontinuïteit van dienslewering en operasionele stabiliteit binne die direktoraat te verseker. TransAlloys, 'n voorname rolspeler in Suid-Afrika, waarsku as daar nie in vandag se begrotingsrede voorsiening gemaak gaan word vir laer kragtariewe vir alle smelters landwyd nie, gaan hy 600 werkers onmiddellik moet afdank. Eyster Alloy verwys na yster wat met mangaan, silikon en krom gemeng word en is 'n sleutel-insetsel vir staalvervaardiging. Eskom het ook intussen regulatoriese goedkeuring van NERSA ontvang om 'n tussentydse afslagtarief aan Glencore, Merafe en Cemancor te bied, terwyl 'n voltydse oplossing ontwikkel en beding word. TransAlloys bedryf se enigste oorblywende mangaansmelter in Suid-Afrika en benewens sy oorhoofse bydra tot die BBP dra dit ook jaarliks by tot sowat 2,5 miljard rand tot die Emalahledi se plaaslike ekonomie. Benewens die gevaar vir onmiddellike werkverliese, wat ook 7000 afhanklikes raak en die wyeer ekonomie impak, sal die sluiting van aanleg ook beteken dat 'n strategiese bate ter waarde van 5 miljard rand verlore sal gaan. TransAlloys sê hy sal sedert verlede jaar Oktober in gesprekke met die regering en met Eskom. Die sluiting van sy smeltery sal ook 'n reuse terugslag vir Eskom wees. As die smelter sluit, sal Eskom sy kragopwekking daarvoor moet verlaag en dit sal 'n groot leemte in sy inkomste laat. Die Nasie-kampioenskap skop in Julie maand af met Fiji wat veronderstel was om 3 tuiswedstryde teen Wallis, Engeland en Skotland aan te bied. Die wedstryde gaan egter nou onderskeidelik in Cardiff, Liverpool en Edinburgh beslis word. Fiji gaan op 4 Julie in Principality Stadium teen Wallis te saamkom en sal goeie herinneringe van sy laaste besoek aan die stadion wil hê. Die Fijiane het die rooi drake met 24-19 op 2024 se jaareindtoer daar gewen. Steve Tandy, Wallis se afrigter, sien uit daarna om in die ontmoeting as die besoekende span beskou te word. Fiji pak Engeland 'n week later in die Dick Hill Dickinson Stadion in Liverpool. Die stadion is die nuwe tuiste van die Engelse Premier Liga sokkerklub Everton. Fiji sluit dan die eerste helfte van sy Nasie-kampioenskap veldtog op 18 Julie op Murrayfield teen Skotland af. Die Springbokke skop hulle veldtog in die Nasie-kampioenskap in Julie met tuiswedstryde teen Engeland, Skotland en Wallis af. Hulle speel dan in November weg teen Italië, Frankryk en ook teen Ierland. Jayden Shaper, nuwe goue seun van Suid-Afrikaanse golf, die ervare Brendan Grace, Patrick Reed of dalk die plaaslike gunsteling Oliver Becker, op grond van dit wat die beroepswedders jou bied, wanneer die Suid-Afrikaanse Ope môre op Stellenbosch baan begin, tel onder die 4 gunstelinge. Die 24-jarige Oosrander het sedertdien tot die 56ste plek op die wêreldranglys opgeklim. Brendan Grace het in albei LA4 toernooie tot dusver vanjaar in die top 10 geëindig en het was onlangs in die reekse Adelaide toernooi duidelik dat Buffels Baai weer naby aan sy beste is. Die Haie kom Saterdag op Loftusversveld teen die Bulle te staan, ondanks verlede naweek se nederlaag
is die Haie met 16 punte steeds die voorloper in die wedren om die skuld. As 'n span is ons almal bitter teleurgestel met Saterdag se vertoning teen die Leeu's. In ons voorbereiding vir die week het ons kliphard daaraan gewerk om die dinge reg te stel wat verlede week by ons span skeef geloop het. Dit was meestal die ongedwonge foute wat ons daai wedstryd gekos het. Die verwagting is dat een van der Merwe se bokspanmaat by die Bulle, Kurtley Arendse of Kynaan Moody sy direkte teenstander sal wees. Saterdag se VRK-wedstryd tussen die Bulle en die Haie word om 1700 uur op Supersport 211 uitgesaai. JP Pietersen, hoofafrigter van die Haie, wys môre sy span aan. Dit lyk soos 'n wollaar storie dat die voormalige Springbok-afrigter Jake White 'n sterk kandidaat is om die Italiaanse klub Benetton se volgende afrigter te kan word. Volgens rugbybaas.com is Corneel van Zyl, voormalige Cheetah-speler wat Cardiff tans berei, en Richard Cockerill, oudhakker van Engeland, die ander sterk kandidaate. White het verlede jaar na 'n hele paar suksesvolle seisoene by die Bulle gepos. Engeland het gisteraan deurgedring tot die half-eindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi deur Pakistan met 2 pakkies in die Super 8 fase in die Pakeledi Stadion in Kandy, Sri Lanka te wen. Broek wat homself uit die gemiddelde orde na nommer 3 op die kolflys opgeskuif het, was in sy klas op sy eie. Hy het in die 17de beurt sy 100-tal, wat insluit 10 viere en 4 groot sesse, na net 50 balle behaal. Shaheen Afridi se 4 vir 30 in 4 beurte kon nie die onvermydelike omkeer nie. Op 146 vir 5 het die uitslag na uitgemaakte saak gelyk. Toe vertrek Broek op 155, Jacks op 160 en Jamie Overton op 161 met nog 7 aflewerings oor in die wedstryd en 5 lopies vir hierdie sege. Vroeër het Pakistan se Sabitsa Farhan 63 die fort probeer hou terwyl die palkies om hom geval het. Liam Dawson 3 vir 24 en Archer 2 vir 32 het gesorg dat Pakistan waarskynlik sowat 20 lopies te min op die kaart gehad het. David Miller en Tristan Staps het reeds 3 keer saamgekolf in 'n vanjaar se toernooi en teken saam gemiddeld van 11.21 lopies per boubeurt aan, saam met hulle 114 lopies van 10,1 boubeurte geslaan. Miller het reeds 146 lopies geslaan teen 'n treftempo van 162. Staps verwys ook na die wyse waarop Miller sy kolfbeet teen India aangepak het. Wanneer jy 'n tweede kolf, weet jy presies wat om te doen. As die eerste kolf, soos teen India, moet die ouens in die middel besluit wat is 'n goeie teiken. Staps wat na die Protea kolfbeurt teen India afgesluit het met 2 sesse van die laaste 2 balle op hom, op 44 nie uit nie, van 24 balle te eindig, sê die ganse kolflys tel goed in vanjaar se toernooi. Een van die Protea kolflys se sterkpunt is die vermoë om vinnig by verskillende toestande in wedstrydsituasies aan te pas. Hulle kan ook teen aanvalle uitvoer na vroeëre druk. Teen Afghanistan het Rickelton en Quinton de Kock 'n vennootskap van meer as 100 loop teen 'n goeie tempo gedeel, nadat die span na 3 beurte op 12-1 gesukkel het. Môre se Super 8 kragmeting begin om 11:30 Suid-Afrikaanse tyd. Lydens 'n verklaring deur Suid-Afrikaanse Rugby Unie sal Scott Robertson aan die spits staan van 'n swaargewig afrigtingspan wat die Barbarians gaan berei vir 20 Junie se wedstryd teen die Bokke in Canberra. Robertson sal ondersteun word deur Felipe Contempone, Patrice Colazo en Kenny Lynn. Contempone is Argentinië se hoofafrigter tans en Lynn is 'n hulpafrigter, terwyl Colazo die Franse klub Racing 92 brei. Die Bokke het verlede seisoen ook 'n opwarmingswedstryd teen die Babas gespeel en het met 54-7 in die DHL Stadion in Kaapstad gewen. Dis altyd opwindend om teen die Babas te speel en ons sien uit daarna om hulle vir 'n tweede jaar agtervolgens te verwelkom. Die keer in Canberra, waar ons tradisioneel fantastiese steun geniet, soos die Relse Erasmus, die Bokke se hoofafrigter. Erasmus en Scott Robertson het die afgelope 2 jaar teen mekaar afgerig. In 2024 het die Bokke albei toetse teen die All Blacks in Suid-Afrika gewen en verlede jaar was dit 1-1 in Nieu-Seeland. Robertson het sedertdien die trekpas van die All Blacks as breier gekry. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2638, Polokwane 1830, Lephalale 1936, Mbombela 2035, Maikeng 1431, Pretoria 1734, Johannesburg 1431, Ermelo 1233, Galagadi 1931, Gaborone 1834, Richards Bay 2130, Pietermaritzburg 1626, Durban 2029,
Port St. John's 1628, Pongola 2032, Maputo 2335, Bethlehem 1129, Bloemfontein 1428, Allewal Noord 1328, Welkom 1530, Vryburg 1530, Kimberley 1829, Appington 2031, Prieska 1931, Springbok 1228, Karasburg 1629, Keetmanshoop 1831, Marienthal 1932, Alexanderbaai 1526, Brandvlei 1528, Loederitsbaai 1628, Vredendal 1729, Kaapstad 1823, Sutherland 1322, George 1729, Jeffreys Bay 1728, Cabarra 1728, Graaff-Reinet 1427, Kaapagulhas 1827, De Aar 1628, Molteno 923, Beaufort Wes 1929, Oos-London 1729. Markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.96 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.27. Die euro verhandel teen R18.80. 'n pond kos R21.56. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,173. Palladium per fyn ons is $1,781. Silwer per fyn ons is $87.26. Goud per fyn ons is $5,160. Brent olie per vat is $71.49. Gedagte vir die dag: wanneer die lewe soet is, sê dankie en vier dit. Wanneer die lewe bitter is, sê dankie en groei. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.